Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Ek het 'n paar jaar gelede besluit om in 'n informele nedersetting te gaan slaap. Vir 'n aand. Ek was geskok geweest. Ek was verbaas oor die geraas. En die persoon in wie se sinkhuis ek gebly het en gedeel het die aand het vir my gesê, dis donderdag aand, want ons het eers 12:00 het dit begin stil raak en dit klink asof die musiek reg langs jou plaasvind. Jy kan nie praat binne die huis nie. En hy het gesê dit bou op elke aand. Môre aand, Vrydag aand is dit tot 3:00 toe en Saterdag aand gaan ons deur die nag tot 6:00 toe. Geweldige geraas. En dan die privaatheid. Ons is 'n meter of 2 van mekaar af van die huis langs jou. Jy hoor wat in die gang is. En die gebrek aan privaatheid het my laat dink aan baie goed wat ek nooit besef het nie. Daar was 4 mense wat die plek gedeel het langs ons, 'n pa en 'n ma en hulle 2 kinders. En ek wonder, hulle almal slaap langs mekaar. En ek wonder wat gebeur met die privaatheid tussen die man en die vrou, wat verlore gaan. En dan die gevare. Ons het vroeg, toe het begin donker word, ingegaan en hy het sê nee, ons is nie veilig op die straat nie, en ons moet dik kettinge die huis toegesluit, dat ons net veilig kan wees. Dit is net vir die mense wat kan deelneem in die naglewe, wat veilig is op die straat in die aand. En dan die geweldige beperking wat daar is op die lewe. Weet, vir ons, wat byvoorbeeld vir 12 ure toegesluit is, en nie kan waag om uit te kan beweeg nie. Maar ek het gepraat met kinders daar, wat alreeds in die hoërskool is, en gesê het, hulle was nog nooit in die mall nie, en ek vra hoekom nie? Ek sê, want hulle weet dadelik, ons is van die informele nedersetting af, en die wagte jaag ons weg, ons kan nie in die mall ingaan nie. Dis vreemd. Ek het baie gedink oor die effek van die kultuur wat daar tot stand gekom het op daai mense. Maar het was so goed vir my, dit het my bewussyn verbreed. En ek het bewus geraak van so baie vooroordele wat in my is. Ek ry elke dag verby die plek. Maar ek was onbewus van 'n ander wêreld wat hier langs my is. Hoe dit daar is. En my gevoel is totaal anders as ek nou daar verby ry. Ons het Amerikaners wat ons gereeld besoek, elke jaar. En dikwels, ons vat hulle altyd na die informele nedersetting toe, is dit hulle hoogtepunt van hulle hele besoek. En dis vreemd, dis 'n wêreld wat so ver van ons wêreld af verwyderd is. Nie fisies nie, maar ons ken dit nie, ons gaan nooit soontoe nie. Maar weet jy, ons hoef nie noodwendig net na 'n ander wêreld toe te gaan. Ons is dikwels baie onbewus van die mense wat die naaste aan ons leef. Ons kom dit agter in terapie. 'n man sal sê, maar hoekom het jy nie my vertel nie? Jy loop nog altyd met dit rond en sê, maar ek probeer jou vertel. Kinders, se nommer 1 klagte, my pa en ma verstaan my nie. Hulle ken nie die wêreld waarin ek is nie. Is nie bewus van die wêreld wat jy in leef en wat regtig is om die gang rondom jou nie. Dis die storie in Jesaja 58. Weet, ons leef ons eie lewe en die Here sê, maar julle dink nie aan die ander mense nie. Julle is nie bewus van hoe die lewe vir hulle is nie. Daarom is dit iets waarvoor ons kan bid. Paulus sê, bid vir verligte oë van julle harte, julle binnekant, dat dit kan oopgaan, dat julle kan sien. Jy weet, ons kry ook die bewussyn nie net deur gebed nie, maar deur ervarings. En die ou Mystici het gesê, deur diep liefde en deur diep lyding. En as dit met jou gebeur, lyding, bring dit nie outomaties 'n bewussyn van 'n ander wêreld en van 'n begrip en 'n verstaan van ander mense en van hoe die lewe werk nie. Dit maak jou dalk bitter en nie beter nie. Maar daar's 'n terapievorm wat baie interessant is, wat tot stand gekom het. En toe ek dit lees, dink ek, maar dit is iets wat ons prakties kan doen. En dit is gevorm om die krag van ontwaking. En dis heeltemal geskoei op bewuswording. Dit is
Fritz Perls met sy gestalt therapie. Hy sê elke ervaring het met 3 goed te doen. Die subjek, dit is ek, die objek, die persone, die objekte, die voorwerpe, die gebeure wat buitekant is wat by my wat ek my in plaas vind. En dan het jy hierdie 2 wêrelde wat by mekaar kom, wat vir jou die ervaring gee. En daar waar hierdie 2 wêrelde oor mekaar kom, noem hy die fantasie. En hoekom hy dit die fantasie noem, is omdat ek vol vooroordele is. Ek het soveel labels en kategorieë wat ek in my dra, vooroordele, dat ek sien goed nie soos wat dit is nie. Ek sien goed soos ek is. En dit is presies wat Titus sê. Vir die wat rein is alles rein. Jy beleef jou idee van wat gebeur het. Jy kyk deur 'n bril. Jy kyk nie na wat regtig gebeur het nie. Jy beleef jou idee. Dis ook jou gemaksone. En baie van ons kom nooit in kontak met dit wat regtig gebeur nie. So die ideaal is dat jy hierdie fantasie moet leegmaak. Jy moet jouself ontledig. En hier is Fritz Perls se idee. Hy sê die oomblik wat jy na jou sintuie toe beweeg, dan ontledig jy jouself. Dan raak jy ontslaaf van die fantasie. Dan kan jy iets beleef weer vir die eerste keer. En jy kan beleef wat gebeur sonder enige evaluasie. Jy beweeg as dit ware uit jou kop uit, in die hier en die nou, en jy is teenwoordig. En jy kan leer om nie net te reageer nie, maar nie net 'n reaksie te toon nie, maar om te reageer wat op jou lewe. En eintlik sê hy, begin jy nou jou eie lewe te leef. So hier is die uitnodiging. Jy weet, om bewus te raak van jouself, van wat in jouself gebeur. En bewus te wees van waar jy is in daai oomblik. En jy kan vir jouself sê, hier is ek nou. Jy kan diep asemhaal. Vat, sien, kyk. Gaan na jou sintuie toe. En beleef wat besig is om te gebeur. Op daardie oomblik kan jy leegmaak en kan daar 'n ontwaking plaasvind. En as ons Jesus se voorbeeld volg, dan kan jy 'n vraag vra. Hoe is dit vir jou om jou dieper in te neem in die ervaring wat daar is? En op daai manier kan jy regtig ontwaak en bewus raak van wat nie gang is, wat jou in staat stel om soveel beter besluite te neem en die regte besluite te neem in jou lewe. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, baie dankie vir die lewe wat U vir ons gegee het. Help ons om nie slaapwandelaars te wees nie. Help ons om nie in die fantasie wêreld te leef nie. Help ons om tot ons sinne te kom, in ons sintuie te kom. Soos U ons gemaak het om te kan sien, regtig te hoor, te kan voel, te kan agterkom en daarvan uit te kan leef. Ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen.